ek wil vandag iets met julle deel wat my baie ontstel het eintlik vanoggend. So scroll ek deur die post op TikTok en daar is hierdie videoklip van 'n familie wat 'n baie sad en emosionele moment in hulle lewe plaas. En dit het my baie aangeraak want ek was ook daar. Ek het ook deur daai spesifieke moment, ek wil nie eers praat oor wat dit was nie, maar in elk geval, dit maak nie saak nie. Dit was 'n baie moving moment. En ek gaan lees toe die comments. En almal is van, is hierdie nie veronderstel om privaat te wees nie? Is dit nie eintlik 'n sacred moment nie? Hoekom mag ons nie sad wees nie? Hoekom mag ons in hierdie wêreld geen ander emosie ervaar as geluk en vreugde nie? Dit het my kwaad gemaak vir die eenvoudige rede dat ons almal gaan deur die lewe. As iemand vir jou vra gaan en dan sy antwoord altyd, dit gaan goed. Maar dit gaan eintlik meeste van die tyd nie goed nie. Meeste van die tyd van ons uit mekaar uit. As ek net nou moet dink aan my vriendekring, my kollegas en so aan, is meer as die helfte antidepressante, anti-anxiety goeders. Why? Want ons is geleer, dit moet goed gaan. Alles wat sleg is, moet privaat wees. Moenie jou vuil wasgoed in die openbaar was nie. By al mens, ek sê nie deel jou lewe met die wêreld nie, maar is dit nie tyd dat ons vir mekaar en vir ons kinders leer, dit is oukei om sad te wees, dit is oukei om vandag nie goed te voel nie, dit is oukei om net mens te wees. Ek het vir baie jare gesukkel met depressie. Ek is 'n depressieleier. Ek is gediagnoseer met OCD, met compulsive behavior. Dit het my 4 jaar gevat om hulp te kry. Waar mense die hele tyd sê, as jy 'n Christen is en jy bid net en jy vertrou die Here, dan gaan dit weggaan. So binne my het ek hierdie skuldgevoel begin kry oor, weet, as ek nie 'n Christen is, as ek nie 'n kind van die Here nie, ek is lief vir die Here, ek bid, jy weet, ek het 'n verhouding met die Here, hoekom gaan hierdie ding nie weg nie? Ek wil vandag vir jou sê, dit is oukei om nie goed te voel nie. Dit is oukei om sad te wees. Dit is oukei om te huil as jy iemand verloor het. Al is dit 2 jaar terug, al is dit 3 jaar terug, my ma is al 16 jaar dood en ek huil partykeer nog steeds oor. En dit is oukei, jy mag. Nie worry oor wat enigiemand sê nie, hulle is nie daar om jou trane af te vee nie. Hulle was nie daar toe jy deur hierdie goed gegaan het nie. Jy het daardeur gegaan. Dis jou lewe wat geskit is. Voel jou emosies soos wat hulle kom. Moenie dit net afdruk en aangaan met jou lewe nie, want dit kom terug. Dit kom terug in angs, dit kom terug in depressie. Dit kom terug aan allerlei mental health issues. Jy mag sad wees. Jy mag 'n afdag hê. Maar wanneer die 'n konstante patroon raak, jy weet, elke dag is 'n slegte dag. Ek kan glad nie uit die bed uit mee opstaan nie. Gaan kry asseblief hulp. Jy is nie 'n slegte Christen as jy op 'n pilletjie is nie. Dit is altyd vir my so snaaks as my blinde darm ontsteek is en ek gaan hospitaal toe vir hulle om uit te haal, dan is dit fyn. Jy weet, dan is jy nie 'n slegte Christen nie. Maar as jou koppie nie lekker is nie, as jy 'n wanbalans in jou brein het en jy's op 'n pilletjie of jy gaan vir berading of so ietsie, dan is jy 'n slegte Christen. Jy's nie. Jy's nie 'n slegte mens nie. Jou brein is siek. Kry vir hulp. Moenie dit probeer suffer nie. Ek het dit gedoen vir 4 jaar. Ek was byna van my kop af. Die eerste mense het dit nie eens geweet nie, want jy leer so goed om dit te cope, dat jy 'n silent panic attack kan hê en niemand het eers agterkom nie. Dan doen dit. Leer uit my foute uit. Dit is oukei. Daar is hulp. Gaan kry dit.
hulle dit dalk net diagnoseer, vir jou sê, jy het regtig 'n probleem, of nee, hierdie is maar net 'n ding waardeur jy gaan, jy weet, dit gaan oorwaai. Want mens kry dit ook, wat situasies net overwhelming maak. Kry die hulp wat jy nodig het. Moenie dit van jouself ontneem oor ander mense se opinies nie. Dis nie die ander mense wat met daai gedagtes moet saamleef nie. Dis nie hulle wat vanaand as jy wakker lê, 3 uur in die oggend met sweet wat by jou aftap en paniek wat jou oorweldig en jy kan nie slaap en jy kan nie asem kry nie. Hulle is nie daar nie. Hulle sien dit nie, hulle weet dit nie. Doen jy wat goed is vir jou en hou op worry oor die ander mense. Worry oor die mense wat saam met jou bly, wat jou lewe saam met jou deel. Die mense daar buite het baie opinies, en dit tel anyway nie. Jy maak saak. Jou gesin maak saak. Doen wat goed is vir julle as gesin. Jy hoef dit eers vir die wêreld te sê nie, vergeet van hulle. Ek sê vir jou, jy's okay. Kry die hulp wat jy nodig het. Dit gaan okay wees. Dit gaan regtig. Gaan dalk nie maklik wees nie, maar jy gaan okay wees. Maar kyk na jouself, jy verdien dit. Jy het hard gewerk om te kom waar jy is. Jy het deur baie gegaan. Jy mag uit mekaar uitval partykeer. Jy mag sad wees. Jy mag ook partykeer net op die bank sit en huil. Dit is okay. Jy's 'n mens, nie 'n robot nie. You've got this. Hang in there.